Goeiemôre al julle pragtige mense. Hier op Vrydag, 6 Maart. Sê dit saam met my, 6 Maart. Dis amper Kersfees. My magtig. Dis amper Kersfees. Hè? Waar is my lappie? Waar het ek my lappie gemaak? Hier lê iets. Nee, is hy nie. Amper 6 Maart. Wie kon dit glo? Wie kon dit glo? 6 Maart, Griekse God in die bos. Ek het so lanklaas daai woord ook gebruik. Griekse God in die bos was gebruik deur een van ons instrukteurs in die weermag. Dank vir u. Ja, gesal. Ek gaan uitwerk. 44 jaar gelede. 44 jaar gelede. Ja, 44. So 45 jaar gelede. Het ek dank vir u daai woorde gebruik. Griekse God in die bos. Ek sal nooit vergeet nie. Dank was een van die beste instrukteurs wat ek nog ooit in my lewe ontmoet het. En ek het al baie instrukteurs gesien kom en gaan. Maar Tank was 'n ander ou gewees. Maar nie goeiemôre. Ek wens ek het 'n paar van hom gehad in hierdie tyd waar ons leef. Jy weet? Maar as ek so kyk na ons wêreld, nee. Ons wêreld is regtig waar ruggraatloos. Totaal en al ruggraatloos. Ek kyk na die argumente wat die ouens het op die vriende van die boere adviesraad, byvoorbeeld. Pieter, goeiemôre. Jy word so toe genooi na daai groep toe. En ek het ook gesien, gister het een ou gevra, goeiemôre Amanda, het een ou gevra, hoe kom hy op die groep? En hy toe direk met die leier van die groep, die sekretaris van die sekretaris van die adviesraad gepraat. Toe het hulle hom opgesit en nog 'n paar ander. So ek kom nie maklik op die groep nie. En maar ek kyk hoe hierdie ouens bekgevegte het oor Christendom. En ek vra myself die vraag, kan mense so onnosel wees? Kan hulle so onnosel wees, dat hulle nie 'n behoorlike studie doen van die skrif nie? Jy sien wat hierdie ouens doen, is hy bestudeer sy eie Bybel, net soos wat hy sy eie Bybel wil bestudeer. Ek weet nie hoe jy dit reg gekry nie, maar as jy kan kom en sê vir die ander ook hoe hulle dit moet doen. Want van my kant af is alles oké, dat ek dit so kan stel, maar daar is nog steeds mense soos Corneille wat nie kan comment nie aan. En nou Corrie en so aan. Jan, goeiemôre. So, hierdie ouens het bekgevegte en weet en 'n ou wil 'n volk bou met hierdie manne wat regtig waar hulle leef in onkunde. En hulle bly in daai onkunde vasgevang. Hulle is nie bereid om buite die boks te gaan nie. Jy weet, hulle is nie bereid om anders te dink nie en 'n bietjie ondersoek te gaan instel nie. Jy kan nie net alles opvreet vir soetkoek nie. Dit was nog altyd my lese gewees. Ek vat niks sommer net so swart en wit nie. Ek gaan kyk eers. En partykeer kan ek nie alles kyk op die tyd wanneer ek dit wil kyk nie, maar ek probeer om later daarby uit te kom. Die ding is, ou kry so baie goed van so baie oorde af, dat jy nie by alles kan uitkom nie, dis onmoontlik. Jy sien, so ek probeer vir myself 'n middeweg kry tussen al die goed, en dan om by sekere antwoorde te kom. Ons vat byvoorbeeld nou Iran se stories en wat daar aangaan. Ons weet dit is die demokratiese wêreld daar buite, die weste, die elite, wat probeer om Iran af te vat. En ek weet dat Trump alles, hy vol van homself, hy is maar net een van hulle poppe in die poppekas. Hy het 'n rol om te speel of hy dit nou weet of nie. En hy speel daai rol uit. Hy moet. Jy sien, hulle wil graag demokrasie bring na Iran toe, maar dis nie eintlik wat hulle wil hê nie. Hulle wil 'n posisie van mag hê waar hulle Iran kan beheer. Of dit nou deur tariewe is en of dit nou deur wat ook al, maak nie saak nie.
Maar in al hierdie gemors is Christus nog steeds besig om sy kerk te bou. En dit kan nie stop nie. Dit sal nooit stop nie. Totdat hy besluit, okay, dis nou genoeg, hy kom nou terug. Jy sien so, ek vat byvoorbeeld in die United Arab Emirates, die hoeveelheid missiele wat soontoe afgevuur is. Dit was oor 1000 ballistiese missiele wat afgevuur is. Die meeste van hulle, meer as 1000 is afgeskiet, 13 het in die see geval en 2 het die land bereik, maar dit was onskadelik. Nou, ek kyk na die hoeveelheid, en is my dogter wat vir my die syfers gegee het, want hulle sheik was op die televisie gewees, en hy het vir hulle syfers en goed gegee, en al sulke goed. En ek kyk na die hoeveelheid wapens wat hierdie ouens gebruik het, wat hierdie ouens afgevuur het, en ek dink vir myself, my magtig. Daar is nie 'n manier dat Suid-Afrika ooit so iets kan teëstaan, nou nie. Daar's nie 'n manier nie. Ons sal oorrompel word binne 5 minute, as dit so lank gaan vat. Sal ons oorrompel wees. Niks sal kan staande hou nie. En ons het die malemmertjies en die rammaplakkertjies en hierdie goed, wat hulle monde so uitspoel in die buitewêreld, en hulle dink hulle is sterk. Nee, hulle is nie sterk nie, hulle is eenvoudig net houtkoppe. Dis al. Kennis, insig, redenasie vermoë, intellek, dit kom nie deur nie. Dit kan nie deur daai klapperkop kom nie, dis eenvoudig net so. En terwyl ek hierdie goed bepeins, so dink ek by myself, weet julle wat, nee? Ons is eintlik hier so aan die suidpunt van Afrika. Ons is eintlik hulle oppassers. Ons moet eintlik na hulle kyk. Nie in die sin van net alles gee nie, ek bedoel dit nou nie op so 'n manier nie. Ek praat van hulle veiligheid te verseker. Ek praat daarvan om seker te maak dat hulle godsdienst beoefen, dat hulle morele waardes beoefen, hulle op te pas. En dit is 'n groot taak. Jy sien maar, ons sukkel om verby die plek te kom waar ons net kyk na onsself. En die federale alliansie is net dit, om vir die mense kans te gee om in hulle eie grondgebiede, oorspronklike grondgebiede, te kan bly, te kan lewe en vooruit te kan gaan. Terwyl daar toesig gehou word, dat alles glad loop. Dis ons job. Of ons dit nou wil hê of nie. Jy weet, ek kan my voortrekker vooroor, ons gaan ons stukkie grond hê en niemand moet my pla nie. Ja, daai tipe generasie word uitgehaal. Hulle verdwyn soos mis voor die oggendson. Die kinders van vandag dink nie eens meer so nie, redeneer nie eens meer so nie. Die jong boeremanne soek net hulle eie grondgebied, dis al. Dis al. So kom ons kyk 'n bietjie vanoggend na sien ons so goed weer 'n bietjie. Ek het nou al 'n klompie goed uitgestuur. Ek weet Nico het sy goed ook gekry en Loftie se goed is uit en Anton van Dalen, dat boodskap gekom dat jou goed daai kant geland het. As jy die video kyk vandag, jou goed is daai kant. So as jy nog nie jou MacGyvertjie ontvang het nie, laat weet my. Alright, ek het mense, julle gaan nie glo die hoeveelheid goed waarin ek werk op hierdie stadium. Dis baie. En ek sê dit elke nou en dan sê ek dit, ek is nie ver aan die einde van hierdie ding waarmee ek besig is. Die vet weet, maar hoe meer ek doen, hoe meer leer ek. En ek is nou besig met Ozo. Ken julle Ozo? OZOW. Dit is die betalingsplatform in Suid-Afrika, om seker te maak dat geld in jou rekening inkom deur die toep. Ek is nou besig met dit. Ek het gister die stats gedoen. My stats werk op die toep. Dit is harde werk, dit is kode op kode, maar ons het reg gekry. So ons moet doen wat ons moet doen, om by 'n plek te kom in Suid-Afrika, waar ons kan sê, kom ons doen nou die regte ding. En elke ou moet doen wat hy kan. Elke ou moet doen wat hy kan.
Van julle is deel van die federale alliansie, van julle is nie. Dis maar jou keuse, ek kan nie vir jou dwing om dit te doen nie, jy weet. En so probeer hy ou bietjie fondse genereer, anders wat sê julle, deur van hierdie goedjies te maak en te verkoop en so aan. En om seker te maak dat ons brandstof het om te kan ry en al hierdie goed. Ek het net so gevoelendheid aan my agter Ali, dat ek weer een van die dae moet ry. Ek weet nog net nie waartoe en na wie toe nie. Maar ek het so 'n idee. Hierdie goed kom na 'n ou toe terwyl hy besig is met hierdie goed. So kom ons kyk 'n bietjie. Hierdie is 'n eenvoudige woord wat Vader vir hom gegee het. En hierdie woord moet jy toepas soos wat jy goed dink. In enige van die dispensasies. Daai tyd nou vorentoe. Want dis baie eenvoudig gestel. Daar is nie enige leidrade nie, maar in sekere goed sal ek vir julle sê wat is wat. Aan die syde staan 'n man met die roer aan die kop. Aan die syde. Dis hier by ons. Daar's 'n ou met 'n roer aan die kop, in ander woorde is 'n man wat gedwing word in 'n sekere saak en hy het nie 'n keuse nie. Julle weet mos hoe dit werk. 'n Ou wys vir jou 'n gun, jy doen wat hy sê. So aan die syde is iemand wat 'n wapen teen sy kop het. En hy moet doen wat daar gesê word. Het dit in die tyd van die Nasionale Party gebeur? Het dit in die tyd van die Anglo-Boereoorlog gebeur? Gaan dit in ons tyd gebeur? Is dit 'n ou soos Guyton McKenzie wat sy mond uitspoel dat die patriotiese front so vinnig groei, maar hy lieg? Hy lieg absoluut, syfers wys hy lieg. Jy weet? Staan hy met 'n roer teen sy kop waar hy moet net doen wat hulle sê. Ek dink hy doen net wat hulle sê, as jy my vra. Dis wat ek dink. Maar dit is 'n eenvoudige woord, daar's nie iets daaraan wat vir ons 'n tydlyn gee. Daar's niks daar wat vir ons 'n tydlyn gee of 'n ander aanwysing gee nie. So jy kan net sê wat dit sê. Jy kan dit net lees. Jy kan niks in dit inlees nie, jy kan dit net lees. Né? Ek gaan na die weste toe. Onthou julle hoe keer kom die weste in die storie in? Toe ek stilhou gaan voor my waans met groen wiele verby na die suide. Weste, suide. Weste, ons weet nou weste is Lichtenburg se kant. Suide, weet ons nou is Prieska se kant. Waans met groen wiele. Is voertuie wat rustig afbeweeg. Hulle het groen wiele, soos groen gras. Groen gras is altyd 'n teken van rustigheid, kalmte, vrede. Met ander woorde, hierdie ouens beweeg van wes na suid, rustig. Waans, voertuie. En hy sê, ek gaan na die weste. Wie's ek? Dis die boere. Boere Afrikaners. Ek gaan na die weste. Dan gaan daar waans verby my. Waans met groen wiele. Ek gaan met 'n pad na die weste. Die pad word al dieper en ek is by die see. Hierdie is 'n interessante stukkie van 'n woord hierdie. Ek gaan met 'n pad na die weste. In Sieners se tyd was daar nie iets soos teerpaaie of sulke goed gewees nie. Maar ek gaan met 'n pad na die weste. En die pad word al dieper. Met ander woorde, die pad raak moeilik. Maar dis nie die pad na die Lichtenburg nie. Dis 'n pad tot by die see. Met ander woorde, dit is nog verder en daar is 'n ander verwagting. Maar ons weet nie wat dit is nie, hy noem dit nie. Maar daar is 'n verwagting. Nee, Siener het nooit so 'n pad met so 'n pad beweeg nie. Hulle is met die perde, daar by, wat is dit, Kanon-eiland of wat ook al, in daardie area, in daardie geweste, hulle is deur die Oranje rivier, deur die woestyngedeelte, daarna Windhoek toe. Hulle het 'n absolute moeilike pad gevolg tydens die rebellie. Gaan lees 'n bietjie die geskiedenis van die rebellie en die pad wat hulle beweeg het. Dit was 'n moeilike roete. Maar Siener het nooit na die see toe gegaan nie. Maar nou is hy weer besig met daardie weste, want kyk wat sê hy van daardie weste.
In die weste word die aarde swart. Dis probleme. Daar is ewe skielik probleme in daardie gebied, in die weste. As hierdie goed wat ou met jou in jou val, jy moet dit liaseer. Het dit gebeur? Gaan dit gebeur. Indien dit gaan gebeur, moet jy oopkop wees vir dit. En weet dat daar dalk in daardie area kan probleme kom. En nie klein probleme nie, groot probleme, want die aarde word swart. Dan sê jy iets anders hierso. Die mofskape beweeg van die weste na die suide toe. Wat is mofskape? Mofskape is die Vrystaatse boere. Met ander woorde dat Vrystaatse boere ook by die groep in Lichtenburg aangesluit. En nou beweeg hulle suid. Hulle beweeg nie terug na die Vrystaat toe nie. Hulle beweeg suid. Met ander woorde, Dawie, wat sê jy, goeiemôre. Met ander woorde, hulle stem saam. Wat ook al daar besluit is, stem hulle saam mee en hulle beweeg suid. As ons genoeg tyd het, gaan ons nou by 'n ander woord kom, met ek vir julle hierdie hele storie gaan bietjie meer klarigheid gee. Nou kyk wat gebeur. Die boere is by Wolmaranstad, ek is by Wolmaranstad. En trek nuwe veldskoene aan, swart is. Ons het 'n swart regering gekry. Maar iets moes by Wolmaranstad gebeur het, want Siener het dit genoem. En toe het ons 'n swart regering gekry. Veldskoene is regering. Huise met dakke, verskillende tipes dakke is regeringsgeboue. En hy het hierdie veldskoene aan. Nou trek hy die swart veldskoene aan. Ons weet dat dit gebeur. Maar wat ek nie weet nie, is wat het by Wolmaranstad gebeur. Ek weet nie dit nie. Ek is eerlik, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Ou sal moet in die geskiedenis gaan kyk, wat het daar gebeur? By Wolmaranstad spesifiek. Want dit is 'n dorp wat spesifiek genoem word. Of miskien het daar iets in Wolmaranstad gebeur, wat gelei het tot die swart regering. Daar kon selfs 'n geheime byeenkoms gewees het in Wolmaranstad, waar hierdie goed bespreek was, waarvan ons nie weet nie. Sien? Goed, in die ooste is koppe wêreld. Waans trek agter mekaar aan dat die stof agter hulle uitstaan. Is probleme in die ooste. Waar is die ooste? Zululand se wêreld. Waans trek agter mekaar aan dat die stof agter hulle uitstaan. Een oud vir my het gelaat weet in die Weermag daar was daar 'n Zulu groep gewees, wat ook vir ons beklei het. Ek weet nie waar hulle beklei het nie, wat hulle gedoen het nie. Maar daar was 'n Zulu groepie gewees. Interessant. So, was hierdie tydens die Anglo-Boereoorlog. Dit kan wees, want dit was nog nie weer in ons tyd gewees nie. Dit kan verwys na die probleme wat ons gehad het in KwaZulu-Natal. Maar het daar so baie voertuie gemove daarso? Ek weet nie. Of kom dit nog? Die waans kom na ons toe na die suide. Nou is ons klaar in die suide. Ons is die boere. Ons is klaar in die suide en nog waans kom daar aan. Nog waans kom aan. Dit is eenvoudig. Seker goed is dit 'n eenvoudige woord. Jy moet net weet waar alles plaasvind. Ons is terug in die ooste. In die ooste is koppe, is die koppies waarvan ek gepraat het. Rook slaan tussen die koppe uit, later baie. Die mense kom in gesig en hulle veg hard. Dit het nog nie plaasgevind nie. Nou bring dit vir ons terug na die eerste een van die koppies toe, waar die voertuie beweeg het. Daar gaan probleme in daai gebied wees. Gaan iemand ons probeer aanval uit Mosambiek uit? ISIS in daai groep. Dat ons gaan daar moet hard beklei. En die rook slaan tussen die koppe uit en later baie. Daai area word gebom. Ek kan nie dink in die geskiedenis dat dit gebeur het nie. So is dit vir ons 'n waarskuwing.
Ek dink dis vir ons 'n waarskuwing. En ons moet gereed maak daarvoor. In die ooste trek waans na die suidweste. Suidweste. In die ooste trek waans na die suidweste. Hierso Harry Smith se wêreld deur af, suid, Vrystaat se kant toe. So daar is 'n ooste waarskuwing. Ek dink dis 'n waarskuwing. Want ek kan nie sien dat hierdie in die geskiedenis plaasgevind het nie. Nou is ons weer terug in 'n ander gedeelte waar daar nou effens 'n skuif is. Kom ons kyk wat gebeur nou hierso. Die bokkiekarne zoals van my trek op 'n streep af na die suide. Die bokkiekarne zoals van my trek op 'n streep af na die suide. Bokkiekarne was 'n verwysing na ryk boere. Boere wat die beste waans gehad het. Hulle het goeie waans gehad, né? Ek kan kyk of ek waar is my weet ek het nou hierso onder hierdie klompie waans hierso. Ou kan nie alles onthou nie, jy moet gaan kyk. Bokkiekarne. Ek vinnig hier gaan kyk. Ek onthou die bokkiekarne gedeelte. Ek moet kyk waar ek dit neergeskrywe het. Kom aan, gaan op. So ver scroll nie. Kom ons kyk gou hierso onder onder B. Miskien het ek dit hier onder B. Bokkiekarre. 'n Bokkiekarne is 'n 2-perdekar. Dis 'n 2-perdekar is 'n bokkiekar. Né? Hierso het ek dit. Dis 'n 2-perdekar. En dit is in groen gemerk, ek gaan vir kyk. OK. Dis nuwe verstande van die simboliek. Dis 'n 2-perdekar. So, dit is gesiene boere wat vinnig, hulle move vinnig. 'n Bokkiekarne is ook 'n kleiner dingetjie as 'n gewone wa, en hulle move. Hulle sluit aan by ons in die suide. Vrystaatse mofskape trek ook na die suide. Mofskape trek na die suide. Ons weet dit nou al. Hier noem hy dit weer. Dan sê hy die volgende. Een groot bobbejaan gaan van hier af na die ooste toe. Een groot bobbejaan gaan van hier af. Van waar af? Kan net twee dinge wees. Of uit die suide uit, of uit Gauteng gebied uit, van waar hy gewoonlik praat. Hy praat gewoonlik uit die oogpunt van Pretoria, Johannesburg, sentraal. So een groot bobbejaan gaan na die ooste toe. Nou, as ek kyk na hierdie ooste, is dit China. Kan India ook wees. Maar in ons tyd, in ons taal, blyk dit om China te wees. So een groot bobbejaan gaan so toe. Is dit Zuma? Het hy al daai kant toe gegaan? Het hy nie? Hy het ook verder gegaan, hy het ook noordoos gegaan. Hy is ook Rusland toe. Wat sy ander bobbejaan is ook so toe. Maar is 'n groot bobbejaan. Is 'n groot bobbejaan. In Vrye trek waans van die ooste na die weste. Hierdie is alles vir ons duidelike tekens dat daar beweging is. As in die Vrystaat waans trek van die ooste na die weste, wat is dan in die weste? In die weste is dit wat in die suide is, as jy kyk van noord na suid. Né? Hulle almal beweeg na een punt toe, een sentrale punt toe. En hier is 'n baie interessante woord. Ek het hierdie al met julle bespreek toe ek die Uniese goed gedoen het. Breinwaans, teen hulle is geskryf, maar is dof en is sonder osse. Breinwaans
teen hulle is geskryf, maar hulle is dof. Is dof geskryf en sonder osse. As jy vir my vra, dan sal ek sê in ons tyd nou is dit ratel, voertuie wat ons nog oor het in die weermag. Want ons het nie meer panserkarre nie. In my dae het ons name geskryf, wel selfs teen die ratels. Ek weet nie of julle dit gedoen het nie, wie ook al luister. Elke eskadron in die panser, elke ou, as jy opgegaan het noord toe, het jy jou kar 'n naam gegee. En dit moes inpas by jou eskadron. So, ek was in F-eskadron gewees. So my panserkar se naam was The Flying Dutchman, wat verwys het na daardie seerowerskip. Dit was die naam op die kar wat ek gehad het, The Flying Dutchman. So toe ek hierdie lees, verstaan ek onmiddellik wat hy sê. Onmiddellik. En breinwaans is oorlogswaans. En is boereoorlogswaans. En daar is nie osse by nie, so hy praat van ons tyd. Hy praat van ons tyd. Sonder osse beteken ook sonder soldate. Dit beteken ook dat dalk is daar niemand in daai ratels nie, is net 'n drywer. Wat sê dit vir my? Dit gee vir my 'n idee. En dit sal die nuwe weermag ook 'n idee gee van wat gedoen moet word. Die wat ore het om te hoor wat wat daar gesê word. In die suide is gaan hier, ek is nog nie agter hier. In die suide is 'n groot huis. Agter die huis is 'n kamp, sy bokke gaan uit die jaard uit en dan sy leeg. Wat het ons gesê is 'n groot huis? Regeringsgebou. As 'n kamp, met ander woorde, dit is 'n bymekaarkoms, 'n byeenkoms. Hulle het byeengekom by die regeringshuis. Nee? Maar sy bokke gaan by die jaard uit. Sy bokke. Sy bokke is Engelse wat vir Afrikaner het. Nou, in die suide. Wat 'n Engelse het vir Afrikaner daar in die suide? In die gebiede van die Parel, Stellenbosch, Franshoek, Strand, selfs die Strand. Nee? Het ons dit? Nee, Benji. Vat my dan in die kamer toe, asseblief. Henry is hier by ons vandag. En nou hoor hondjie om. Nou gaan hondjie aan. In die suide is 'n groot huis, agter die huis is 'n kamp sy bokke. En hulle gaan uit die jaar uit en die jaar bly leeg. In die suide by regeringskantore loop die Engelse wat vir Afrikaner het oor na die boere en hulle gaan nie weer terug nie. Die DA-party verloor tans baie Engelse, ons weet dit. En as gevolg van hierdie GNU-party het baie al oorgeloop al. Ek weet nog nie waantoe loop hulle oor nie, daar is nie eintlik 'n plek vir hulle om oor te loop nie. Miskien loop hulle oor na die Vryheidsfront plus toe. Kans is groot. Hy is nog steeds in die Kaap, want hy is in die suide. Hy sê in die Kaap is daar baie kaf. Ons weet nou wat kaf is. En is dit nie 'n waarheid nou in ons tyd nie. Dit was nie 'n waarheid in sy tyd nie. Dit is 'n waarheid in ons tyd. In die Kaap is baie kaf. Ek het hierdie ook met julle behandel. Die kaf beweeg na ons en agter hulle kom vletjies riet uit en trek na die weste. Onthou, hulle is in die Kaap, hulle is verder suid as ons. Die kaf beweeg na ons toe. Waar is ons nou? Ons is by Prieska. En agter hulle kom vletjies riet uit en hulle trek na die weste. Suid, wes. Die kaf beweeg na die boere toe en saam met hulle gaan sameloop as basters. Dis tydelik. Kyk wat gebeur in hierdie is belangrik. Hierso is wat nou daar gaan gebeur. In die weste is daar nuwe waans.
By die waan staan 'n leer. Wat het ek vir julle vertel van 'n leer? Jy gaan op by die leer of jy klim af by die leer. Jy gaan of op in 'n posisie in of jy klim af by die posisie uit. Nee? Die leer staan regop teen die waans. In ander woorde, wie ook al saam met die waans gekom het, is nou daar by die leer. Toe kom daar een op en hy tel die leer op. Andrew, goeiemôre. Hy tel die leer op en bo is 'n platform. En op die platform, hy sê dit baie duidelik, op die platform is 3 boere. Bo is 'n platform en bo op is 3 boere. Die een persoon kom en sluit by die leiers aan en al aan die 3 wat al reeds kouk is. So bo op die leer, is daar 'n platform, daar is al reeds 3 boere, 3 groot boereleiers besig om te praat op hierdie platform, en hierdie 4de persoon kom sluit by hulle aan. En ons sal later sien dat hierdie 4de persoon verdwyn later. In die suidweste staan 'n man en skiet na die suidweste, sodat ek die skote hoor. Hy staan in die suidweste en hy skiet suidwes, sodat ek die skote hoor. Daar kom probleme, Koos, goeiemôre, uit die suidweste uit, maar hulle is onakkuraat. Met ander woorde, daar word niks wat getref nie, skiet verby, skiet mis, skiet alles mis. Die bietjie probleme wat gekom het, waai gou oor, beteken niks. Hulle is te ver. Maar hier is 'n interessante woord. En ek gaan nou hiermee afsluit. Vanmôre sien ek 'n mandjie vol amper ryp persken. Dis in die weste. En dit is somers geel perske. Perske beteken 2 goed. Beteken 'n goeie klomp mense, of veterane, of so iets, of dit beteken fondse, geld. Perskes is amper ryp. Dis 'n mandjie vol. In die weste. En is somers geel perskes. Vir my is dit 'n aanduiding van wanneer ons in die weste gaan wees, min of meer. Dis somers geel perske. Wie van julle is boere? Na watter maande word daar hier verwys? Ons weet van die geel perske reën, wat in hierdie tydperk is waar ons nou is. Ons is al eintlik aan die einde van die geel perske reën. Maar ek moet vir julle sê, hierdie hele week, tot en met Vrydag, vandag, dus elke oggend reën gekry. Deur die nag, veral gisterand, het hy geval hierso. Deur die nag en nou weer vanoggend. Reën, aanhoudend reën. En die krag het weer hierso afgeslaan, gisterand, so hier by CW se kant. Toe was hy af vir en hy was letterlik af vir so 'n sekonde of 2, toe kom hy weer aan. Natuurlik jou wifi val uit en al daai goed val uit. So toe kom hy weer aan. So hierdie is vir my 'n aanduiding. Dit is somers geel perske. So ons is nou in die somer. Nee, en ons somer maak klaar hierso by einde April. So wat dit vir my sê is, dis of waar die dinge nou vinnig gaan begin gebeur, maar kyk wat sê hy. Hy sê dis amper ryp, man. Dis nog nie ryp nie. Dis amper ryp. En dit maak my opgewonde dat as ek so iets lees, en ons is in hierdie tydperk waarin ons is, en ons weet waarmee ons besig is, nee, en ou kan sien hoe hierdie geel perskes amper ryp word, die dinge wat ons doen. Die boere wat nou stadig maar seker weer na mekaar toe kom. Dit is letterlik so. In die boeregroepe, hulle kom stadig maar seker nou by mekaar uit. Ja, daar is nog 'n paar ouens wat halstarrig is, en hulle gebruik hulle godsdiens om hulle halstarrigheid te bewys. Maar ons praat oor die dinge wat saak maak, nie oor die dinge waar ons verskil nie.
En dit is belangrik, en hulle kom stadig maar seker by mekaar. So dis een van die dinge van die kloof wat toemaak. Hy maak toe, daai kloof is besig om toe te maak. En is sulke goed wat my opgewonde maak. Want ou sien dit in die profeties, dat dit gebeur. Die goed waarmee ek self persoonlik besig is. Ek kom aan die einde van dit. Ek weet daai perskes gaan ryp word. Hulle gaan. En dit gaan lekker perskes wees. Né? En dan kom die moeilikheid. Maar dit is eers vir maandag as die Here ons spaar. As die Here ons spaar, is dit vir maandag. Ja, het die Proteas nie vir ons teleurgestel nie. Johan, goeiemôre. Hulle het gevou soos, ek weet nie wat nie. Soos wat jy nie 'n stuk papier kan vou nie, so het hulle gevou. Ek was heel verbaas geweest. Dit het my gelaat dink aan die Hansie Cronje sage. Maar nou ja, daar's nie bewyse vir dit nie, maar dit het my laat dink aan die Hansie Cronje sage. In elk geval, ons is vryburgers. Ons is boere Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarna toe ons op pad is. Saam met God maak eendrag mag. Julle moet 'n fantastiese dag hê, 'n fantastiese naweek hê. Ek het so 2 vergaderingkies wat ek gaan bywoon vandag. En alles wat mooi is, man. Alles seën.